Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens vanoggend. En mag ons regtig die Here se teenwoordigheid ook hier in ons midde ervaar. En ons koning en ons maker groet jou vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, Here, ons wil vanoggend as 'n gemeente voor die stal raak. En die vraag is vanoggend, hoekom is ons hier so, Here? Ons is hier so om U te dien vanoggend, Here, met ons hele hart en ons hele siel. Ja, Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Here, U is so wonderbaarlik, so lewende God. En Here, voor ons vanoggend gaan bid vir al ons siekes en die ander dinge, wil ons vanoggend eerstens net dankie sê. Dankie dat U altyd daar is vir ons. Here, in hierdie paar weke, waarom Gerard hulle die gebedsgelei het oor hy en Tannie Susan oor die regering, en waar daar soveel mense gebid het ons hierdie week met die parlementsopening gesien, dat daar is 'n verandering. Here, U het in mense se harte begin werk, en U het mense se harte oopgemaak om te verander. Ons as mense kan onsself nie verander nie, maar U kan ons verander, en ons dankie. As bergbronners gee ons vir U al die eer vanoggend. Ons gee vir U al die eer, want U het weer eens vir ons gewys hoe getrou is U in ons. Ja, Here, dan het ons vanoggend al die name gehoor op die sieke, op die omgee, Here. En ons dra elkeen van daai persone vanoggend op aan U, Here. Ons het gehoor van mense, Karel wat oorlede is, net om 'n paar name te noem, Here. Ons het gehoor van Welna se moeder wat ook van die dood af, iemand op die dood afgestaan het, Here. En daarom bid ons ook, Here, vir vrede in hulle harte. Ja, Here, U sit vanoggend vir my nou terwyl ek hier so sit en bid. Wys hier vir my vir Chantal ook, Here. Was sy ook besig om vrede te begin? As sy gisteraand met my gepraat het en gesê het, sy gaan deur 'n moeilike tyd. Dra ek haar ook op en nie. En ons dank ook die Here, was hy die dokter hierdie week gesien het, wat ook toetse gedoen het. Wat ook vir haar gesê het, sy kan nou van die medikasie afgaan, Here. Bid ons ook dat die Satan aan nie sal aanval om vir haar te ander dinge, leenstal te vertel nie. Here, en dan bid ons ook en ons sê dankie vanoggend. En vir mense, ons sê ook dankie, Here, dat ons weet waar ons ook gaan travel. Australië toe, Johannesburg toe, Pretoria toe, enige iets, Here. Dankie dat U hand van beskerming oor ons is, en dankie dat U vir ons, Here, soveel omgee. Waar Stefan vanoggend vir ons die woord gaan bring, Here. Wil ons ook dankie sê, Here, vir dat die Heilige Gees ons sal lei. En waar elkeen van ons vanoggend hier sal sit, Here. Dat ons vanoggend sal luister wat U vir ons sê.
Al is dit net iets kleins wat ons saam met ons saamvat. Al is dit net die vrede, of om uit te gaan, of om bemoediging te kan kry. Here, ons lees soveel baie keer in psalms, wat Dawid gebid het, Here, en hy het gesê, U is my toevlug, U is my redder, op U sal ek vertrou. En dan wil ons ook bid, en dankie sê, vir al die gebede wat gister wêreldwyd uitgegaan het, vir al daai mense, Here. Here, dit het my net weer vanoggend besef, waar hy sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. En daarom bid ek ook vir vanaand se disippelskap, Here. En oral waar daar besig is om disippels te leer, om U woord uit te dra, dat U ons sal leer, Here. En Susan vanoggend gesê het, nie omdat ons dink ons is beter nie, maar laat ons nederig kan wees, Here. Daai nederigheid, want U was nog altyd nederig gewees, Here. Here, nou is ek opgewonde, Here, want ons gaan U nou loof en prys met lofsang, Here. En dit is waaroor het gaan, ons gaan U prys, Here, want die lofgesang is net soos 'n gebed wat ons vir U bid, Here. En Here, laat ons nie na die instrumente luister, maar na die woorde wat uitgaan na U toe, Here. Ons loof U, ons prys U. U is wonderbaar, U is ons koning. Aan U kom al die eer, tot in al ewigheid. En ons hele gemeente sê hardop, amen. Skriflesing kom uit Markus hoofstuk 10, verse 17 tot 31. Markus 10, vanaf vers 17 tot 31. En dis die ryk jong man. Markus 10 vanaf vers 17 tot 31, ek lees dit uit die 1983 vertaling. Vers 17, net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieë en vra hom, Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis aflê nie, jy mag nie iemand verontreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. En Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom? Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. En Jesus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel, en hulle het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Petrus sê toe vir hom, kyk, ons het alles verlaat en ons volg U. En Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar's niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie. Of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel. Huise en broers en susters en moeders, kinders en eiendom, saam met baie vervolging en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees en wat laaste is, eerste. Ja, so 'n paar maande terug
het ek my kinders se gradeplegtigheid by die PUK, of nou dis nou die Noordwes Universiteit Potchefstroom kampus bygewoon. En dit was my wonderlik om nog te ervaar dat by al twee die gradeplegtigheid is daar geopen met skriflesing en gebed. Ek dink nie dit gebeur eintlik meer op ander universiteit kampusse nie. My broer Jan, wie se seun in Stellenbosch studeer, het ook sy gradeplegtigheid gehad, maar hulle open nie die plegtigheid met skriflesing en gebed nie. Maar ek dink is ook natuurlik hoe kan mens sê, die erfenis, nee, van waar die Noordwes Universiteit vandaan kom. Nee, dit is gebore uit die teologiese skool van die gereformeerde kerke. Het die PUK, soos ek maar dit geken het, ontstaan. Nee, en daai wortel kan mens nog steeds sien, daai geestelike erfenis nog steeds daar. En ek is baie dankbaar daaroor. En hoekom ek dit vir julle noem is, met Elsewon se gradeplegtigheid, het die swart professor geopen uit hierdie verhaal van die ryk man, van die ryk jong man. En ek het nogal gedink dit is gewaagd, nee, want dis die ekonomiese wetenskappe se gradeplegtigheid, en waaroor gaan die ekonomie en ekonomiese wetenskappe, Christian? Dit gaan oor geld, nee, en geld maak. En sukses word gemeet aan hoeveel geld, nee, daar gemaak word. En die swart professor het hierdie gedeelte gebruik, wat ek eintlik dink baie relevant is, maar baie gewaagd. En dis belangrik, nee, dis mos wat die tekkie die teer slaan vir ons geloof. As dit gaan oor finansies. Nee, en daarom is baie belangrik ook dat ons hierdie vraag ook sal antwoord. En 'n baie belangrike vraag wat hierdie ryk jong man hier vra, waar hy sê in vers 17, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? So wat moet ons doen om die ewige lewe te verkry? Want baie mense dink, nee, hulle is gered, maar is dalk nie gered nie. So is belangrikheid om sekerheid te kry oor my kindskap van God. Baie belangrik. Wat moet ek doen? Maar nou sien ons ook, hy sê, hy het getrou die wet nagekom, van kleins af, nee, van kinderdae af, het hy getrou al God se wette nagekom. Nee, hy het alles gedoen wat die fariseërs gesê het, hoe om gered te word, maar hy is eintlik maar nog steeds onseker. Nee, hy het alles gedoen. Maar nou kom ons agter, net sommer klaar uit hierdie vraag uit, nee, hy leef onder die Joodse misverstand, hoe om gered te word. Die Jode het geleer, die fariseërs en skrifgeleerdes het geleer, dat jy kan jou verdienste, nee, jy kan jou redding verdien, deur dit wat jy doen. Nee, want hy sê, wat moet ek doen? Nee, het gaan oor verdienste. En die fariseërs, skrifgeleerdes, die geestelike leiers het daai tyd ook geleer, dat 'n ryk mens 'n groter kans het om in die hemel te kom as 'n arme mens. So ons moet hier in konteks sien, dit wat Jesus hier sê. Want volgens die Joodse of die geestelike leiers se teologie, beteken as iemand ryk is, nee, dan is die Here tevrede met daai persoon en daarom seën hy hom met baie geld. En die ryke kan met al sy bates, nee, en sy geld baie goeie dinge doen om in die hemel te kom. Baie geld om vir die armes geld te gee. Het baie geld om die erediens in stand te hou, weet geld te gee vir die tempel, om die sinagoges in stand te hou. So 'n ryk man het 'n beter kans om in die hemel te kom, deur dit wat hy kan doen met sy bates en sy geld. En jy's geseënd, want kyk hoe ryk is jy. Maar Jesus kom dan, nee, en hy sê net, hy draai dit heeltemal om. En hy wys op hierdie verkeerde teologie wat hulle gehandhaaf het, dat jy deur verdienste in die koninkryk kan kom. Ons sien eintlik die kenmerke by hierdie jong ryk man, net die kenmerke van godsdienstigheid teenoor 'n ware verhouding met God. En sy disippels was verbaas en het eintlik gesê in vers 26 nou, wie kan nou nog gered word? Nee, as hulle hoor dit wat Jesus gesê het, wat so teen die dogma is van die dag, wie kan dan gered word? Nee, wie kan nog gered word?
Maar kom ons kyk na hierdie kenmerke. Nee, van godsdienstigheid, wat by hierdie ryk jong man is teenoor 'n ware verhouding met die Here. Nou, vers 21 sê Jesus net een ding, nadat hy hierdie vraag gevra het, en hy het vertel, hy het al die wette nagekom, hy het alles gedoen, wat die teoloog van daai tyd gesê het, jy moet doen, om gered te word, nee, dan sê Jesus vir hom, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. Ja, hoe verklaar mens hierdie gedeelte? Moet almal van ons nou gaan, alles verkoop wat jy het, en dan net hier by die kerk kom sit en Jesus volg, of so iets. Nee, hoe verklaar ons dit? Nou, in die vroegste kerk het dit baie letterlik verklaar. Hulle het spoedig, hulle het Jesus se wederkoms, nee, die eskatologie was vinnig, dit gaan nou kom, Jesus gaan nou een van die dae kom, nee? Die wederkoms is spoedig wat Jesus weer terugkom, en daarom was dit 'n opdrag eintlik aan al die gelowiges om alles te verkoop, die geld met mekaar te deel en die armes te help. Maar na mate hulle agterkom het, maar die wederkoms gaan bietjie later word uitgestel. Kom hulle agter met kan nie werk nie, ons moet bly werk, moet bly lewe. En het hulle dit verander. En het die latere opdrag, die latere kerk het toe gesien dat dit eintlik net vir spesifieke mense op van toepassing is, die wat 'n spesiale roeping het om alles te verkoop en net jou toe te wy aan Jesus alleen en besig te wees met dinge van die kerk. Nee, en dit kom baie duidelik uit in die katolieke ordes en kloostertradisie. Want net sekere mense is geroep om alles te verkoop en in armoede te leef en jouself net af te sonder in 'n klooster vir God. Maar dit was nie 'n opdrag aan alle gelowiges nie, net die wat die spesiale roeping gehad het om daar in 'n klooster te gaan bly. En onder protestantse kringe het hulle dit meer simbolies veralgemenend geïnterpreteer en weer gesê ja, dit is meer eintlik simbolies hoe ons dit moet sien is om hierdie goederes te verkoop is eintlik jy moet ontslae raak van alles wat in die pad staan om Jesus te volg. Net daai dinge in jou lewe wat jou verhinder om 'n disipel van Jesus te wees. En dis daai afgode wat ons so vertroetel in ons lewens. Daarvan moet ons ontslae raak, van al die afgode in ons lewens, nee. Dit kan wees geld en besittings, nee. Of dit kan ook wees jou beroep, nee, status, jou geleerdheid. Dit kan selfs wees 'n sekere kerk, nee, om dit te volg, maar jy volg nie Jesus nie, maar meer sê dit gaan oor die kerk. Dit kan wees oor goeder wat jy afhanklik is, soos alkohol, middels. Nee, kan 'n afgod in jou lewe wees. En daarvan moet jy ontslae raak. Want dit staan in die pad om 'n ware disipel van Jesus te wees. Nou, Jesus gee hier, nou dink mens net, is dit nou die regte antwoord wat Jesus hier gegee het aan hierdie jong man? Nee, want die probleem is net, dis amper of Jesus nou weer eintlik om versterk, om dinge te doen om gered te word. Nee, dit klink amper of Jesus hier 'n 11de gebod bygee. Nie net die 10 gebooie nie, maar dan die 11de gebod wat Jesus sê, gaan verkoop alles. Gee alles aan die armes. Is dit die regte antwoord? Hoekom sê Jesus dit vir hierdie jong man? Moes hy nie eerder gesê het vir hierdie jong man, weet jy so, volg my. Plaas jou vertroue eerder in my. Is dit nie eerder die regte antwoord wat Jesus vir hom moes gegee het? En sê, vertrou my, en jy sal die ewige lewe ontvang. Maar dit is eintlik presies wat Jesus hier vir hom sê. Nee, dit is so van toepassing vir hierdie jong ryk man. Hy kan alleen alles gaan verkoop en ontslae raak van al sy besittings as hy Jesus alleen vertrou en hom alleen volg. So Jesus antwoord hom in sy eie leefwêreld. En sê eintlik die antwoord is, raak ontslae van al hierdie goed en volg my en vertrou my. Hy gee aan hom die regte antwoord. Sy slegs vertroue in my kan jou die ewige lewe gee. Want al jou besittings is 'n afgod in jou lewe. Dis waarin jy al jou vertroue stel. En jy probeer hierdie afgod, nee, jy probeer eintlik goed doen,
Nee, om dit te bedek hierdie afgod deur godsdienstige dade, deur al die wette te onderhou. Probeer jy opmaak vir hierdie afgod in jou lewe. En dit werk nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Dis net God. En daarom moet party mense so opdrag kom. Dis nie vir alle mense nie. Ons lees van ook ander ryk ouens in die Bybel, waar God nie die opdrag gegee het, gaan verkoop alles en raak en gee vir die armes nie. Ons dink aan Abraham, nee. Abraham hier in die Ou Testament was ryk geweest. Hy het met konings onderhandel en sulke dinge nie. God het nie aan hom die opdrag gegee nie, om alles te verkoop en vir armes te gee nie, want sy besittings en geld was nie 'n afgod in sy lewe nie. Ons lees ook in Josef van Arimatea. Weet julle wie is Josef van Arimatea? Nee? Dit is daai ou nadat Jesus gekruisig is. Was ook 'n ryk man, dit staan daar. Is 'n baie ryk man. Wat nadat Jesus gekruisig is, het hy na die Fariseërs en so gegaan en gesê, geef my Jesus se liggaam. Hy het Jesus se liggaam versorg en in 'n nuwe graf geplaas. Nee, hy was 'n ryk man gewees en hy het nie opdrag gekry verkoop alles gee vir armes nie, want dit was nie 'n afgod in sy lewe nie. So dit hang af wat 'n afgod het jy in jou lewe. En die Here deur sy woord en gees sny diep soos 'n tweesnydende swaard om dit te openbaar. Ons het ook gesing, Here, deurgrond my hart, wys daai goed waarna ek vertrou in plaas van vertrou in Jesus en volg hom. En daarvan moet ons ontslae raak. En vir elkeen is dit iets anders. Watter afgod het ons in ons lewens? En dan kan ons dit probeer, nee, kom 'n godsdienstige sousie oorgooi oor daai afgod. Nee, deur regte dade te doen, godsdienstige dade te doen. Wat is 'n godsdienstige dade? Selfs om erediens toe te kom. Dis die regte ding om te doen. Maar wat is jou gesindheid? Kom jy regtig om die Here hier te ontmoet? As ons dink aan laas Sondag, waaroor die erediens gaan. Hoekom lees jy jou Bybel? Hoekom bid jy? Is dit dalk om jy bang is vir God? Om jou gewete te stil? Of is dit om jou ouers tevrede te stel dat jy katekisasie toe kom of wat ook al, hoërskoolkategese, al die goeders? Waaroor gaan dit? Hoekom kom ons hier by mekaar? Ons kan nie, as mens godsdienstigheid het, 'n gees van godsdienstigheid, dan fokus dit op veral uiterlike dade. Net gaan oor die uiterlike, reëls, regulasies. Ek's bang vir God. Ek wil die saligheid verdien. Dit gaan oor aktiwiteite. Dis waarop ek, oor al die aktiwiteite, in plaas van 'n verhouding met die Here. En nou, Paul weet, dit is daai gees van godsdienstigheid. Uiterlik lyk dit tog so gewyd. Alhoewel hierdie vir my baie donker lyk. Nee, maar het kan so, ek is toegewy aan die Here. Maar wat gaan in die hart aan? Dis die groot vraag. Hoekom doen ek hierdie goeders? Paulus was ook baie godsdienstig geweest voordat hy Jesus ontmoet het op die pad na Damaskus. En hy sê dan ook, voordat hy tot bekering gekom het, nee, in Filippense 3 vers 4 tot 6, sê hy, as iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer, ek is op die 8ste dag besny van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te doen, onberispelik. Hy het alles gedoen, wat daai tyd se teoloog gesê het, jy moet doen om 'n ewige lewe te verkry. Hy was dit toegewyd. Hy was absoluut godsdienstig. Maar as hy na dit alles kyk, na sy bekering, nadat hy lewende ontmoeting met Jesus gehad het op pad na Damaskus, as hy terugkyk na dit, en hy beoordeel dit, dan sê hy in die volgende verse, vers 7 en 8, maar wat vir my eers 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Het gaan om Jesus te ken. Vryheid in Christus, volgens God se woord, nee, dit gee vir ons die grense, nee. Daar's vryheid in Christus, maar vir godsdienstige mense is daai vryheid 'n bedreiging.
Ek kon onthou hoe ek groot geword het. Ek was so op die vorm ingestel. Ek was baie keer so opreg in die kerk en ek veg en ek wou amper trane kry oor, maar ek was so opreg verkeerd oor die goed wat ek voorgeveg het. Jy weet, in kerke kan ons baie met mekaar stry en beklei oor die uiterlike, oor hoe jy moet lyk en doen. Ek dink nou maar net by voorbeeld, en dit is nie verkeerd nie, maar as ons dit 'n stryd maak en middelmatige sak, dan raak dit verkeerd. Vir jare het ons gestry met nagmaal, kan ons die beker gebruik of kan ons kelkies gebruik. En daar's mense wat lang vergaderings hou, die kelkies mag jy nie, want Jesus het met die beker ingestel. Toe kom COVID, waaroor gaan dit? Oor die wyn, wat wys na die bloed van Jesus. Toe moet ons net kelkies gebruik. Verstaan jy? So, dis nie verkeerd, die beker, dink is 'n wonderlike uitdrukking, net daai eenheid. Maar moenie dit 'n strydpunt maak in die kerk nie. Uiterlike goeders 'n strydpunt maak in die kerk. Daar verdeling kom in die kerk oor klein middelmatige goeders, oor hoe mens moet lyk en aantrek en sulke dinge. Ek kan soveel voorbeelde noem. Ek dink die vrouens is seker so bly die hoede is weggegooi nie. Nee, want in die ou dae, jy kom nie in 'n erediens as jy nie hoed dra nie. Daar was selfs kerke wat daar agter 'n boks gehad het met hoede. So as jy nie met jou kom, jy word daar een ge-issue aan jou. En dinge. Dis hy uiterlike. Moenie dit nie. Ons moenie mekaar uiterlik ook veroordeel nie. Sê kyk hoe lyk hy persoon. En dan het ons klaar afgeskryf. Dit pas op vir godsdienstigheid. As mense dalk God aanbid op 'n ander manier wat jy gewoond is, maar dis nie teen die woord nie. Moet nie vir hulle veroordeel nie. Loof en prys die Here saam. Weet, en daarom ook, wat die arme disippels geglo het, wat die teoloog van daai tyd gesê het, is deur jou goeie dade en almoses gee en in die tempel se skatkis geld te gooi, en jy kan so gered word, en die teologie word nou heeltemal de mekaar gegooi, en gesê, maar wie kan nou gered word nie? En dan sê hulle, dit is onmoontlik, dat die ouens daar het gevoel, is onmoontlik dat enigiemand dan gered kan word. Ja, vir menslik gesproke is dit onmoontlik om gered te word, om die ewige lewe te ontvang. Maar by God is alles moontlik. Dit is onmoontlik dat jy deur jou verdienste, deur dit wat jy doen, gered te word, om God tevrede te stel, deur dit wat ek doen. Dit is onmoontlik, dit is so onmoontlik soos 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. So onmoontlik is dit. Daar's net een pad. Dit is deur Jesus. Vertrou Jesus. Maak hom die koning van jou hart. Nie ander dingetjies nie. Dinge oor wat jy doen of so nie. Of dinge wat jy besit. Of jou geleerdheid. Vir elkeen kan iets anders te wees. Al my besittings, my werk. Ek kan van enigiets kan jy afgod maak. Moet dit nie doen nie. Vertrou Jesus en volg hom. En dan redding is 'n geskenk wat God gee aan ons wat nie meer op onsself vertrou nie, maar volledig van Jesus afhanklik is. En hoe lyk 'n ware gelowige? Paulus gee ook hier in die eerste paar verse van hoofstuk 3, Filippense 3, sê hy, hoe lyk 'n ware gelowige? Verder my broers, wees bly in die Here. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Daai ware besnydenis, wat is dit? Selfs in die Ou Testament het God al gesê vir die volk, man, ek moet julle nie net fisies besny julle harte, die besnydenis van die hart. Dit is die ware ding wat God soek. Die uiterlik is eintlik net simbolies van wat in jou hart moet gebeur. Jou hart moet besny word. Jou hart moet aan die Here behoort. Jou hart moet oorloop van liefde teenoor God en my medemens wat geskape is na God se beeld. Ek moet bly wees in die Here. Ek moet hom soek. Hy moet my versigtiging, my eerste liefde wees in my lewe. My hart moet besny wees. Ek moet God bo alles lief hê. Ek moet hom aanbid deur die Gees. So dit gaan oor 'n verhouding met die Here. Alles wat jy godsdienstig doen, moet wees om jou verhouding met die Here te verdiep.
om daai vader-kind verhouding te verdiep. En daarom wil ek na die erediens kom, want ek word hier opgebou. Dit is weer geleentheid dat God my hart kan deurgrond en sien wat in my binneste aangaan en my die waarheid kan leer. Ek wil elke dag met die Here praat in gebed. Ek het 'n begeerte na hom. Ek wil sy woord lees, wat die lig vir my pad is, die waarheid vir my lewe is. Want het gaan oor 'n verhouding met die Here, deur Jesus alleen. Geen verdienste nie. Dit wat ons doen, al die dinge wat ons doen godsdienstig, is om daai verhouding met die Here te bou. Om 'n dieper verhouding met die Here te hê, om meer liefde vir God te hê. Nou kan jy dalk voel, jy het nie genoeg liefde vir die Here nie. Dis nie die probleem nie. Die probleem is, jy weet nie hoe lief God jou het nie. Dis waar ons moet begin. In jou stilte tyd, vra vir die Here om vir jou te openbaar hoe lief hy jou het. En as die Here jou oë en ore oopmaak, jou geestelike oë en ore oopmaak en hy stort sy liefde op jou uit, dan gaan jy outomaties hom lief hê. En ek dink dis wat Susan net nou van hier gepraat het. Die ou wat daai woord gebring het en die persoon wat sing, die Onse Vader wat kan net nie verder nie. Is net oorweldig deur God se liefde, sy genade, sy omgee. So moenie dink ek moet meer liefde hê vir Here, ek moet meer doen, nee. Here, openbaar aan my hoe lief U my het. Openbaar aan my hoe kyk U na my. En as jy daai openbaring kry, sal die besnydenis van die hart outomaties wees en jy sal die Here bo alles lief hê en hom eer. Jy sal bly wees in hom, net soos daai sê hierso, ons beroem ons op Jesus Christus en nie op uiterlike dinge. Gaan dit net oor hom. Dit dink my amper, en ek wou eintlik vir Matt, maar ek was nou vanoggend toe, was nou 'n bietjie kort. Ek dink daai lied van Come Back to the Heart of Worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dis al waaroor dit gaan. God se liefde vir my in Christus. En dan weet ek ook, daar by die werk is ek God se verteenwoordiger. Hy het my daar geplaas. Ek is Jesus se hande en voete, ek is daar. Ek leef nie meer, Christus leef in my. My liggaam is net 'n houer vir God se gees. En ek is daar om in nederigheid God te vertrou vir wat is waar en wat is reg hier by die werk, om sy liefde daar te bedien. En wat beteken nederigheid? Vertroue op die regte plek. Dis nie jellyfish-agtigheid nie. Dis dan ook om op te staan vir die waarheid. Wat sê God is die waarheid vir my werk in Christus? Dis nederigheid, vertroue op die regte plek. Ek verteenwoordig God waar ek ook al gaan. By die skool, tussen my vriende. Ook daar waar ons lekker sosiaal verkeer. Ware verhouding, God soek 'n ware verhouding met ons. En so in die lofprys en aanbidding, het ek ervaar, die Heilige Gees my net na Lucidia daar na jou toe, vir my aandag daar na jou toe gesit. En ek net ervaar dat die Here sê, hy weet van jou smagting na hom, na jou sug na hom, om dieper verhouding met hom te hê, om meer van hom te ervaar. En hy sê, Jakobus 4 vers 8, waar daar staan, nader tot God en God sal tot jou nader. En God sal tot jou nader. Jy sal, moenie dat daai passie, daai versigtiging wat jy het, dat dit doodgedruk word deur negatiewe geestelike omstandighede. Deur die bekommernisse van die lewe. Moenie dat dit doodgedruk word nie. Vier dit weer aan. Maar ek voel jy staan alleen. Het jy mense om jou wat jou versterk? Want dis belangrik. Want anders heb ek net vir jou gesê, jy moet met Rihanna praat en daai Bybelstudiegroep wat Rihanna jy wil begin, vir Lucidia daar intrek. Saam met jou dit te doen. En Lennart, ek ervaar dat die Here praat die afgelope tyd met jou uit 'n boodskap wat hy vir jou gee, maar is nie net vir jou nie, is ook vir ons as gemeente. Dit wat die Here met jou besig is en vir jou openbaar. Ek weet nie of jy kans het om te deel nie. Nie nou nie. Okay. Maar ek ervaar, dit is nie net vir jou nie, dit is ook vir ons as gemeente.
Kom ons bid saam. Here, ons sê dankie, Here, dat U 'n lewende verhouding met ons soek, Here. Dat dat ons nie dinge hoef te doen om die ewige lewe te beerwe nie. Dat ons dit klaar het in Christus. Dat ons net, ek dink ook aan die skrifgedeelte wat sê Jesus se las is lig en sy juk is sag. Dat ons net dit kan opneem. Sê Here, ek vertrou U, Here Jesus, want deur U is alles moontlik. Deur U het ons die ewige lewe. En wil U deur ons werk en U wil dinge doen in ons lewensomstandighede ver meer as wat ons nou kan bid of dink. Ek vra U, Here, dat ons van die afgode in ons lewens ontslae sal raak, van die godsdienstigheid. En dit sal gaan oor die kern, 'n lewende liefdesverhouding met U as ons hemelse Vader in Christus. Heilige Gees, werk U met elkeen van ons in ons harte. Deurgrond ons hart, sien ons onrus raak en lei ons op U beproefde pad. In Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.